Goeiedag, baie welkom by 'n nuwe week waar ons ook so saam reis deur die Here se woord. Vir hierdie week bedink ons bietjie die tema van dankbaarheid. En ek lees 'n bietjie oor hierdie tema van dankbaarheid en binne in die maand van Oktober, binne in hierdie dankbaarheidsmaand, lees ek die verhaal van Duitse predikant Martin Rinkart, wat op 31-jarige ouderdom in 1617 in Eilenburg het hy predikant geword en daar breek 'n oorlog in die stad uit, 'n 30 jare lange oorlog, amper die hele tyd van sy bediening is hy die gemeente waarin hy is, die stad waarin hy woon, 'n permanente oorlogsone. Soldate plunder die stad vir kos en mense raak 'n groot armoede en vraagstuk en broodgebrek en hongersnood wat in die stad uitbreek. Tesame dit breek daar 'n plaag uit in 1637 wat 8000 mense se lewens kos. Sy 2 kollegas sterf as gevolg hiervan en hy is alleen in hierdie gemeente. En as jy so 'n bietjie verder lees oor dit wat alles gebeur het, dan lyk dit vir my dat daar bykans oor die 4000 mense aan hierdie plaag dood is. Dat hy in hierdie tyd wat die plaag uitgebreek het, selfs 40 tot 50 mense op 'n slag per dag begrawe het. Sy vrou sterf uiteindelik ook as gevolg van hierdie plaag en jy kan nou maar dink hoe dit ook met hierdie ou mag gaan. Dat hy naderhand ook begin swaar kry en sukkel om vir sy gesin te sorg. Die Sweedse weermag hef ongelooflike hoë belasting op die stad en dit is die een ellende op die volgende. Mense eintlik 'n klaaglied vir hierdie stad Eilenburg en vir hierdie gemeente en vir hierdie omstandighede wou skryf. Maar in 1636 skryf Martin Rinkart, "Nun danket alle God." Kom dank nou almal God. Lied 188 in ons liedboek. En as ek dit is 'n wonderlike lied wat ons so goed ken. Mense sou dink dat hy 'n klaaglied skryf, maar hy skryf hierdie wonderlike lied. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af het hy ons trou bewaar en tot vandag toe nog geseën en gespaar. O God, so ryk en goed gee ons solank ons lewe. Altyd 'n blye hart, as dit u wil is vrede. Laat u genade ons beveilig teen gevaar, in donker ure ons van struikeling bewaar. Lof eer sing ons voor God, die bron van alle lewe. Die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe, drie enige God, ons roem u krag en majesteit. O Heer, ons wil u noem, ons God in ewigheid. Altyd 'n blye hart, as dit u wil is, vrede. Hy verkies om dankbaar te wees en dit bring my ook by dalk ons ankerteks gedeelte vir hierdie week, is die gemeente se woorde in die eerste brief in Tessalonisense 1 Tessalonisense 5 vers 18, hierdie woorde: wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat Christus Jesus van julle verwag. So as jy weer hierdie lied sing, dan dink terug aan hierdie predikant Dominee Martin Rinkart, wat in die 17de eeu geleef het en wat hierdie omstandighede beleef het en wat gekies het om dankbaar te wees. 'n loflied te sing van God wat groot is in plaas van 'n klaaglied. 'n wonderlike bemoediging, mag dit vir my en vir jou ook bemoedig.
Wonderlike Here, dankie vir u genade, dat u genade ook vir hom soveel eeue gelede genoeg was, dat hy dit kon skryf en dit kon bely, en 'n gemeente kon dien. Vir ons, Here, is dit inspirerend, meer as dit oorweldig ons, as ons maar net die dankbaarheid mag hê wat ook in sy hart geleef het. Mag ons so dankbaar wees, Here, mag ons ons hele lewe aan u wy. Dit bid ons in u naam. Amen. Seën vir jou en ons sien weer, mooi bly. Thank you.